Oupa, Ja, Gustav. oupa, dis Carlo. Wat? Dis Oh! Skies, Carlo. Ek het nou so gekoncentreer. Jy wil van oupa iets vra. Wat is dit, Carlo, wat jy wil vra? Ja, oupa. Ek wil net weet wat 'n offer is, oupa. Offer, jy bedoel nou soos in die Bybel sit nou. Ja, oupa. Man, dit was amper soos om 'n spesiale geskenk vir die Here te gee. Is een van die maniere waar jy dankie sê. Iemand sou sê nou maar sy eerste koring vat en dan verbrand hy dit en dan sê hy, baie dankie dat u vir my gesorg het, ek gee hierdie as 'n geskenk. Of jy kon dit met 'n dier ook gedoen het en dit vir die Here gegee het. So dan maak hulle die dier dood. Ja, As 'n offer te gee. dit is presies wat gebeur. Jy gee dit heeltemal weg op daai manier. Maar oupa, ek lees dan daar wat Paulus sê ons is soos offers vir die Here. En dit is Romeine 12, né? Ja, Ja, wag. So wat is jou vraag? maar wat beteken dit nou om 'n offer vir die Here te wees eintlik? Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Oupa gaan net gou met sy vergeetglas kyk, okay? Okay, oupa. Daar is hy. Nou, yes. Kan jy dit is 'n baie goeie vraag wat jy vra. So as hy 'n offer vir die Here gegee het, né? Ja, Dan het jy dit weggegee. ja. Hier staan, omdat God al hierdie wonderlike goed gegee het, genade, en het jou nuut gemaak, en sy kind gemaak, en vergewe, jy's nou 'n nuwe mens, né? Ja, Dan sê hy, jy behoort nou hierdie nuwe mens, hierdie nuwe Carlo, hierdie nuwe Abby, is nou God se. So, alles verander nou. Jy's 'n nuwe mens, en jy lewe nou vir die Here, jy behoort nie meer aan jouself nie. So, ja, al jou gedagtes is nou vir die Here. En alles wat jy voel is nou vir die Here en alles wat jy doen is nou vir die Here, want dit beteken jy lewe nou aan op 'n nuwe manier. Jy gee jouself weg. Eintlik soos wat Jesus homself weggegee het vir ons. Wat dink jy daarvan? nee, dis baie goeie antwoord, oupa. Ja, ek is baie bly. Ek het die antwoord hier in die Bybel gekry. Dankie Karel, ek gaan nou sommer nog verder lees, okay? Okay, oupa.